beautiful rivier wat op die plaas se gronde is. En hierso split die rivier en dan die voor wat dan die res van die plaas te loop. Die skape word ook verkoop saam met die plaas. Daar's 'n paar huise op die eiendom wat ook uitverhuur word. Mooi tuin. Ja, kan mens nou hier die hele huis sien. 'n baie mooi view. As mens 'n bietjie inzoom. Ja, en dit is pragtig wat mens hier tussen die berge en deur die klippe loop. En dan ja, soos wat mense hier loop, sien mense net al die voëls rondvlieg. Is pragtig. Hier is omtrent amper 200 spesies of meer as 200 verskillende spesies voëls wat dan op die plaas gesien is. So hierdie is blykbaar 'n gunsteling swemspot. Hier klein dammetjie hier. Asai. Hier is ons nou by die ingang van die plaas. Game farm net lorry. Asai. Nou kom ons gaan kyk wat binne aangaan. Hierdie is nou deel van die grondpad wat ons nou van die hek af na die huis toe stap. As in hierdie is die dam op die plaas. Wat gevoer word van 'n voor. Ons 'n kraan wat ek hom oop en toe maak. En dan daar kan jy die quarry sien in die agtergrond. Die quarry is nie oop op die oomblik nie, maar mens kan hom sien in die verte. So wat lekker is van hierdie stuk grond, so jy kan sien is hierso 'n voor wat van die rivier af deur die plaas gelei word en daar's 'n pomp wat verder af gekoppel is. Nou en die natuur hierso is baie mooi. Jy kan sien al die klippe en doringbome. Is baie wild. Hier is klein wild op die plaas. Bokke en sulke goeders. Ja, en dit is pragtig wat mens hier tussen die berge en deur die klippe loop. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. As julle hier kan sien, is hierso 'n paar klein kampies wat gebruik word om die skape te roteer om die weiding, en dan is daar nog 'n hele paar kampe hier om die plaas waar die skape gemaklik roteer kan word. So as ons kyk na die draad, is dit goed ingerig om skape en bokke in te hou. En dan ja, soos wat mense hier loop, sien mense net al die voëls rondvlieg. Is pragtig. Hier is omtrent amper 200 spesies of meer as 200 verskillende spesies voëls wat dan op die plaas gesien is. Okay, hierso is nou nog 'n kamp en dan hierso onder hierdie groot doringboom jaag hulle die skape in en laat hulle voerbakke hierso waar die skape voer. Okay, en hierso is 'n beeskraal met 'n gang, met 'n drukgang hierso af om die beeste te laai en so. Hallo. Hi. Kom. Hierso is al die dierekrale waar die op die oomblik skape en ganse slaap in die aand. Dit is mooi, weet, is beskerm teen die reën en teen die wind. So die diere kan warm slaap in die aand. En dan hierso is 2 stoorkamers waar die trekkers toe parkeer word. En hier is 'n pragtige koppie bebos met bome. En dit is alles nog deel van die plaas. 'n baie mooi view.
En hier is 'n beautiful rivier wat op die plaas se gronde is net as mens kyk daar so is die grensheining en dan hierso vloei die dam onder toe, daaronder begin 'n dam en dan hierso vloei die rivier. Beautiful rivier met net hierdie groot klippe wat oral om is. Is pragtig. Klein watervalletjie en riete bietjie meer boontoe. Hier loop ons nou om die koppie. En dan die voor is al die pad. Gaan al die pad om die plaas hier van bo af tot onder. En die rivier loop nou net hierso tussen die riete deur. Sien hierso split die rivier en dan die voor wat dan die res van die plaas te loop. So wat mense eintlik kan doen is vir besproeiing as die voor sou droogloop wat nou nog nie in die laaste 2 jaar gebeur het nie, dan kan jy eintlik die rivier iets wat afblok en dan stoot meer water in die voor in. Huge rotse soos dit mense nou hier in die berg gaan oploop. As mens nou inzoom tot by daai paal grens die grond en dan as ek kan inzoom tot by daai boom daar in die verte daai tussen die daarso daai boom dit is waar die grens van die grond min of meer loop. Hier loop ons nou langs die rivier. So hierdie is blykbaar 'n gunsteling swemspot. Hier klein dammetjie hier aan die bokant van die grond. Daar gaan die rivier nou af. Pragtig. Hier is nou nog mooi, so 'n mooi oop gras weiding vir die skape as mens nou so hier in die koppie is. Wat blykbaar vir 'n groot deel van die jaar groen bly en is beskerm teen die koue en die droogte in die winter. Daai koppie is ook nog deel van die grond. Dit is aan die ander kant van die pad en dan hierso kan mens hierdie deel van die plaas gaan al om die koppie wat ons nou heeltemal omgeloop het. Okay, so kyk hierso is die skape. Hier wy hulle nou in die een kamp. Dit is dorpsskape en dit is ingesluit. Die skape word ook verkoop saam met die plaas. Op die oomblik staan dit op omtrent 150 skape. Nou kyk hierdie groot kamp waar die skape nou wy was ook al gebruik as 'n mielieland en as mens inzoom tot daar ver, daai is die bure wat net diskant. Hulle huis is omtrent teen die heining van hierdie grondgebou en hierdie is altesaam omtrent so 14 hektaar van land wat gebruik kan word vir weiding of geplant kan word. Asai.
So hier kom ons nou by die huise. Daar's 'n paar groentetuine onder skadunet. Waar blomme gegroei word. En dan pragtige tuin met alwyne en allerhande bome en blomme. Hierso is 'n paar huise op die eiendom wat ook uitverhuur word. Die tuin word baie goed geonderhou. En wat veiligheid aanbetref is dit 'n baie veilige area. Daar was nog geen insidente met die huidige eienaars wat die laaste 20 jaar hier gebly het. En ja, daar's oor die algemeen vir almal redelik veilig hierso. Hier is nog 'n huisiekie net hier langs van ons met mooi alwyne hier in die voorgrond. Waar is hy? Hier is 'n groot onderdak, afdak hier in die met 2 deure wat na die een huis toe gaan. Ingang na die voordeur en 'n stoep. Baie mooi tuin wat hier om is. En lekker braai areas. Mooi tuin. En dan hier agterdeur is al 'n braai area. Wat nie regtig benut word nie, maar jy weet hier, dit is 'n area wat beskikbaar is en wat mens kan gebruik vir braai. En dan hier is eintlik 'n lekker stoepareakie met 'n opregte English pub hier binne. Hierdie huis word op die oomblik uitverhuur. Die huurders is nie hier op die oomblik nie, so ons kan nie ingaan nie. Dit is 'n 3 slaapkamerhuis met 'n 1 slaapkamer, vol badkamer, flat wat teenoor die agterkant van die huis is. Krag is 3 fase om die hele plot en en water. As ons nou hier deur stap ons na die cottage toe. Hierdie is nou die stoorkamer wat ons verbystap. Op pad na die cottage toe. En dan kom ons nou hier agter, dan kom ons nou hier na die cottage toe. Hierdie stoep. Okay, die cottage is 'n 1 slaapkamer met 'n volledige kombuis en badkamer. En dan ja, natuurlik die stoep en die braai area. Okay, hier is ons nou in die een kamp. Hierso word nog blomme geplant in hierdie een skadunet. En as mens nou hier deurstap, hier is 2 ou skape. En dan as ek nou hier onder deurstap, wil ek vir julle gaan wys waar die pomp is, die rivierpomp waar die water vandaan kom. Hier loop jy voor wat van bo van die plaas af van die rivier af split en dan gaan hy reg deur hier tot uit aan die ander kant van die plaas. Hier is 'n rivierpomp. Dis een van 2 pompe wat waterpomp uit die vooruit. En dan is daar natuurlik ook 'n goeie boorgat. En dan hierso beide kante van ons is daar 'n groentetuin en dan nog 'n skadunet waar nog blomme geplant word. Dis 'n inheemse varkoor wat hulle hier in die skadunette kweek. Hallo skapie. Oral om die huis is dit net pragtige
tuine. Eintlik om al die geboue is daar tuin onder besproeiing wat redelik natuurlik groei en maar wat altyd mooi groen is. Baie mooi. En hier's klomp ou plaasgereedskap wat hierso staan. Hier moet ek julle wys. Hier's klomp sulke, ek weet nie wat se bome dit is nie, maar of dit willevye is of wat nie, maar hulle wortels wat so reg oor die klippe groei. Dit is pragtig. Hier in die berg. En dan net hierso is 'n ou lapa. Dit word op die oomblik as 'n voerstoor gebruik. As ons daar kan mens die is 'n pomphuis. Okay. En dan hier reg om die huis is 'n beautiful stoep. Okay, hey Jonas. Hallo. En dan hier kom ons nou in die huis in. As jy instap, is die kombuis hier voor ons. En dan die kombuis is eintlik in 2 gedeel. So hier is die ander deel van die kombuis. So daar is baie plek om te werk. En dan hierdie is die sitkamer en dan kan mens van die buitekant af jou kar parkeer en dan hier inkom. So dat mens nie nat word as dit reën nie, wat nogal gerieflik is. Baie mooi grasdak huis. Is 'n mooi loft daarbo. Okay. En dan hierso 'n slaapkamer. Al die kamers het baie mooi vensters. Okay, en hierso is nog 'n kamer. Okay. Hier wat hulle nou eintlik gebruik as die hoofslaapkamer en met sy badkamer, bad, toilet. En dan hier gaan ons nou in die gang af. Is 'n gastekamer, mooi kaste en beddens, groot vensters en dan die gastekamer se badkamer. Stort, bad, toilet. Okay. En dan kan ons opgaan na die loft toe. So as hier by die trappe opstap, dan gaan ons op na die loft toe. Hier word 'n paar dinge gestorie op die oomblik, maar dis 'n baie mooi loft. Kyk uit op die hele huis. Baie mooi vensters wat uitkyk na die tuin toe. Mooi uitsig oor die tuin. Lekker koel hierbo. Hier's 'n mat in. En dan ja, baie mooi houtraamvensters wat dan dat mens kan oopmaak en dan hier uitkyk oor die tuin. Dit sê. Ons maak dit weer toe. So jy kom baie lig van buite af hier in die loft in. En dan ja, kan mens nou hier die hele huis sien. Kyk, hier is die parkeerarea met daai deur wat na die sitkamer toe loop. En dan hier is nog 'n deel van die tuin. Daardeur kan mens die ander huis sien. En kyk, hier is die agterdeur. Potplante en potte wat hier gestoor word. En dan as mens nou hier deurloop, dan kan mens hier is so 'n klein huisiekie wat gebruik word as die siekeboeg vir as daar diere is wat siek is, word hulle hier na gekyk. En hier is 'n oulike klipmuurtjies wat
om die tuin hierbo loop. Ja, en hier is nou nog 'n deel van die tuin wat mense aan kan deurloop. En alles onder besproeiing. Dis pragtig. Vlieg Adi daar. Okay, so hier is ons nou op die grond wat aan die ander kant van die pad is, as jy oor die teerpad kom. So basically hierdie koppie en dan daai koppie daar ver en dan hierdie koppie net hier voor ons en dan hierdie hele rand hierso is alles deel van die grond. En so nou hier ons kyk in die bos hierso, is hier Wille Proteas hier in die bos oral. Daar is 'n baie mooi view. As mens 'n bietjie inzoom van die berge. Okay. En as mens nou hierso kyk, so derde van die pad op met daai groot heuwel daar, loop die grond en dan agter hierdie twee koppies verby oor die pad weer na die ander deel van die plaas toe en dan daai koppie en dan ja, kom ons nou weer terug hierdie kant toe. Kijk, we staan hier zo. Hoe mooi is het?